Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 3de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 13-jarige seun vermoor toe hy inbreker in Warrenton betrap het. Nuushooftrekke vir vandag: Pala inligting, nie meer vertroulik nie. 13-jarige seun vermoor toe hy 'n inbreker betrap het. Ere doktersgrade word aan verskeie mense toegeken. Man jag 208 km/h in sy Ferrari in KZN. UJ wen Arende in Waarsdiebeker. Spanning hoop op vir Protea mans in semifinaal in T20 WB. 'n Tiener van Warrenton is volgens sy familie vermoor toe hy vermoedelike inbreker in sy ma se huis betrap het. Die polisie in die Noord-Kaap het bevestig dat hulle Tamarion Christians, wat 13 jaar oud was, sy lijk omstreeks 1400 uur Saterdag in sy ma se huis gevind het. 'n Lijkskouing sal die oorsaak van hierdie seun se dood bepaal. Volgens Winnie Jacobs, Tamarion se tante, het haar suster Eite Morake, die seun se ouma, hom die oggend omstreeks 11 uur gevra om na sy ma, Terry Ann Christian se huis te gaan om die venster toe te gaan maak. Die Christians gesin se woning is om die draai van Morake se huis. Jacob se Christians werk in Kimberley en dan bly haar kinders Tamarion en sy 2 sissies by hulle ouma. Toe Tamarion te lank weggebly het Morake die sissies gevra om te gaan kyk waar hy is. Intussen het Christians van die werk af tuis gekom en op Tamarion se lijk in die sitkamer afgekom. Jacob sê die tiener is na bewering met 'n koord verwrig. Die polisie en die nooddienste is onmiddellik ontbied, maar Tamarion is op die toneel dood verklaar. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat Oopot se verslag oor die inbraak op president Cyril Ramaphosa se Pala wildplaas in Limpopo is nie meer hoogs vertroulik nie. Professor Farid Chakalia sê daar is op 2 Februarie besluit om die verslag nie meer as hoogs vertroulik te hanteer nie en die verslag is geherklassifiseer. Dit moet benadruk word dat Oopot nie die inbraak en diefstal by die Pala wildplaas ondersoek het nie, so het Chakalia aan die media gesê. Pala aangeleentheid hou verband met die beweerde diefstal van $480,000 wat glo in Februarie 2020 op president Cyril Ramaphosa se Pala wildplaas uit 'n rusbank gesteel is. Die plaas is naby Bella in Limpopo geleë. Chakalia het verder gesê dat alle persoonlike inligting uit die verslag gehaal sal word voordat die verslag aan enige iemand aangestuur sal word. Dit sluit die name van verdagtes en getuienis in. President Donald Trump het Sondag aangekondig dat 9 skepe van Iran se vloot gesink is as deel van Amerika se gevegsoperasie teen Iran genaamd Epic Fury. Intussen het Trump gister aan die koerante gesê die groot golf in die oorlog teen Iran is nou op pad. Die Amerikaanse departement van oorlog, vroeër die Pentagon, het ook aangekondig dat nog Amerikaanse magte aan die Midde-Ooste op pad is. Hy het ook gesê Iran het nie gebly by die ooreenkoms wat onderhandelings bereik het nie en dat Amerika langer as 5 weke met aanvalle sal voortgaan. Die VSA se bondgenoot Israel het gister bevestig daar is opnuut aanvalle teen Iran van stapel gestuur en harde ontploffings is in die sentrale en oostelike dele van die hoofstad Teheran gehoor. Dit volg nadat Hezbollah op sy beurt bondgenoot van Iran missiele en hommeltuie na Israel gelanseer het as wraak vir die dood van Ayatollah Ali Khamenei, die opperhoof van Iran. Ali Khamenei het Saterdag in gesamentlike lugaanvalle van die VSA en Israel gesterf. Die Universiteit van Johannesburg sal vanjaar 61 grade plegtighede aanbied, waar meer as 13,000 studente hulle grade sal ontvang. François Pienaar, voormalige Springbokkaptein, sal op 25 Maart 'n eredoktersgraad van die fakulteit Gesondheidswetenskappe ontvang. Sy leierskap is 'n simbool van nasionale eenheid. Die Universiteit van Regsfakulteit sal ook later vanjaar 'n eredoktersgraad aan regter Gampepe toeken as 'n voormalige regter van die Konstitusionele Hof. Loyiso Ngwisa, wiskundige, ontvang die eredoktersgraad van hierdie fakulteit Natuurwetenskappe. Professor Bettine van Vuren, registrateur van die UJ, sê 'n eredoktersgraad is die hoogste vlak van erkenning van 'n universiteit. 'n Ferrari-bestuurder het Saterdag sy rieme styf geloop toe hy glo teen 208 km/h op 'n KwaZulu-Natal se snelweg gejaag het. Leiders se verklaring gister het die RTI-beamptes van die parkryne-eenheid Amir Abbas voorgekeer terwyl hy glo 'n rooi Ferrari F8 Spider teen 208 km/h in 'n 120 km sone bestuur het. Beskuldigde het gister in die Landdroshof in Skotbury verskyn op aanklag van spoedoortredings, die versuim om nommerplate aan te bring en die versuim om 'n geldige lisensieskyf te vertoon. Hy het ook 'n uitstaande lasbrief vir sy hegtenisneming gehad,
Hy moes R5.100 daarvoor opdok, benewens die borgtog van R3.000. Die saak word nou om 16 Maart hervat. Die back-and-closure krisis het gister 'n dramatiese wending geneem toe SAI, Vrystaat Landbou, VL en Sakeliga 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria gebring het om wat hulle beskryf het as 'n drakoniese beperkings op boere se vermoë om hulle eie kuddes teen back-and-closure te beskerm te sluit. Volgens SAI en sy mede-applikante is die minister se optrede onwettig, irrasioneel en ongrondwetlik. Die aankondiging volg op dieselfde dag as wat John Steenhuisen se besoek aan die Glen Landbou College buite Bloemfontein, waar hy saam met Vrystaat Landbou, LER vir Landbou, Elsie Rockman, die nasionale inentingsveldtog waargeneem het. Steenhuisen het vroeër by navraag gesê, hy kan die boere toelaat om hulle private hoedanigheid en stowwe in te voer nie, aangesien dit wêreldwyd as 'n streng beheerde bylaamiddel geklassifiseer is. Vrystaat Landbou het gister in 'n verklaring bevestig dat hy met 'n regspan tans konsulteer. Die 40 beskuldigdes in die onderwysbedrogsaak van R113 miljoen in Mpumalanga het altesaam R1,7 miljoen vir borgtog opgedok, sodat hy die afgelope naweek op vrye voet kon wees. Volgens die polisie het die meeste beskuldigdes R50.000 opgedok vir borgtog, hoewel sommige borgtoggeld van slegs R2.000 of R5.000 moes betaal het. In die Suid-Afrikaanse regstelsel is jy onskuldig totdat jy skuldig bevind word. Ander hoës in die departement word ook aangekla en benewens die name van die 40 beskuldigdes wat in die hof verskyn het, is die name van verskeie ondernemings en dienverskaffers ingesluit. Die valk het op 22 Februarie met klopjagte begin en die verdagtes is sowel in hegtenis geneem. Die departement van minerale en petroleumbronne het gister aangekondig dat die petrolprys vanaf môre met 20 sent per liter sal styg, terwyl diesel met tussen 62 sent en 65 sent per liter duurder sal wees. Die hoër pryse is hoofsaaklik weens die verhoging in Brent-olie se pryse. Nou dat Amerika en Israel wel vir Iran aangeval het en Iran vergeldingsaanvalle geloods het, word 'n verdere prysstyging in die komende maande verwag. Universiteit van Johannesburg, waar die aarde laas in 2022 kon klop, het gister se opwindende kragmeting met 35 teenoor 29 punte op sy tuisveld in Johannesburg gewen. UJ se ondersteuners moes asem ophou terwyl die TV-skeieregter 'n moontlike voorval van vuilspel by afbreekpunt hersien het. Gister se sege was UJ se tweede van hierdie seisoen nadat hulle die nuweling Emirates in die eerste ronde met 61 teenoor 41 gewen het. Die losvoorspeler Fourie se 3-3 in die tweede helfte het vir die terugvegpoging gesorg met sy derde 5-punter wat vanaf 'n kragspel gekom het aan die besoekers die voortou te gee. UJ het in die eerste helfte in 'n stadium met 21 punte voorgeloop. Ofskoon die wedstryd groot opwinding opgelewer het, sal albei spanne aan hulle dissipline moet werk nadat altesaame 6 spelers, 3 aan elke kant, met 'n geel kaart van die veld afgestuur is. Dit het Casey Javas lang geneem om sy eerste toernooi in die Europese DP World reeks te wen. Javas het na Sondag se sege in die Suid-Afrikaanse Ope in Stellenbosch ook vir die eerste keer in sy loopbaan onder die voorste 100 spelers op die wêreldranglys ingeskuif. Javas, wat nou 22 jaar oud is, wat in 2022 die beroepsgeleerdere betree het benewens 'n lekker wencheck van so R4,1 miljoen ook vir vanjaar se meestertoernooi op Augusta in die Britse Ope op Royal Birkdale gekwalifiseer. 20-jarige Shell Barnard het Sondag in die Freddie Tydbeker vir die voorste amateur in die nasionale Ope ontvang, danksy 'n indrukwekkende 4 agtereenvolgende fokies op die laaste paar puitjies. Die Joburg Ope begin donderdag op die baan van die Houghton buiteklap. Die Skot Callum Hill is die verdedigende kampioen daarso. Zimbabwe se veldtog in die T20 wêreldbeker toernooie in Indië het Sondag in Delhi, waarin sy laaste Super 8 wedstryd teen Suid-Afrika gespeel het, ten einde geloop. Zimbabwe het intussen uitstekende toernooi beleef. Hy was onoorwonde in die groepfases en het skokoorwinnings oor Australië en Sri Lanka behaal. Die Super 8 fase van die reeks te haal, het hy ook reeds vir die volgende T20 wêreldbeker gekwalifiseer. Aangesien Indië meestal die hotloue Ishan Kishan en Abhishek Sharma as aanvangskombinasie gekies het, was Samson in die groepfase net in 'n kragmeting met Namibië in aksie en die 22 aangeteken. Samson het 24 aangeteken en Gambir het genoeg gesien om hom teen die Wes-Indiese eilande te kan vertrou. Die afrigter is beloon met 'n sprankelende onoorwonde beurt van 97 van 50 balle, wat 12-4 en 4-6 ingesluit het. Indië het uiteindelik 199 vir 5 aangeteken. Indië speel donderdag in Mumbai se Wankhede Stadion in die halfeindstryd teen Engeland. Gaan oor wat jy met die verdruk doen as jy dit wil verplaas. Dit het Suid-Afrika tot dusver skitterend in die toernooi gedoen.
Teen Indië het die Proteas op 20-3 gewankel na 4 boubeurte, maar 'n vennootskap van 97 lopies tussen Dewald Brewes en David Miller met slegs 51 balle het die momentum in Suid-Afrika se guns laat swaai. Die eindstryd van Sondag in die Ahmedabad Sinanendra Modi Stadium plaas, waar die Proteas reeds 5 van hulle wedstryde in hierdie toernooi gespeel het. Dit is nou al 'n grap in die span dat hulle op elke mediakonferensie gevra word of dit 'n groot voordeel is dat hulle so baie daar gespeel het. As jy aanhou om eindstryde en half-eindstryde te haal, aan die een of ander tyd een moet wen, is gesê. Die Proteas het boonop goeie herinneringe aan Eden Gardens, want dit is waar hulle Indië in November gewen het. Aanreg Norgee, Mapaka en Kobbenbosser, waarskynlik die vinnigste, Markagiso Rabada, het selfs al teen 150 km/h gebou. Marco Jansen en Lungi Ngidi kan teen 145 km/h bou en sukkel nie om bo 140 te bly nie. Die Proteas speel môre hier op Eden Gardens in die halfeindronde teen Nieu-Seeland en Mapaka sal waarskynlik nie speelkans kry nie. Suki Konrad, die Protea breier, noem Ngidi die Protea se Raisel bowler in die afwesigheid van 'n Raisel draaier soos Varun Chakravarti van Indië wat deesdae hoogmode en hoog in aanvraag is in T20 cricket. Ons het nie veel gewrigsdraaiers in Suid-Afrika nie, maar wat ons wel het, is sneller, het hy gesê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2023, Polokwane 1620, Lephalale 1724, Mbombela 1620, Mahikeng 1626, Pretoria 1727, Johannesburg 1626, Ermelo 1125, Galagari 2035, Gaborone 1924, Richards Bay 1831, Pietermaritzburg 1230, Durban 1826, Port St Johns 1428, Pongola 1828, Maputo 2028, Bethlehem 1028, Bloemfontein 1330, Allewal Noord 39 in die middag, Welkom 1533, Vryburg 1432, Kimberley 1633, Appington 1834, Prieska 1632, Springbok 1430, Karasburg 1933, Keetmanshoop 2035, Mariental 2234, Alexanderbaai 1323, Brandvlei 1531, Loederitsbaai 1330, Vredendal 1329, Kaapstad 1523, Sutherland 1023, George 1226, Jeffreys Bay 1227, Geberra 1130, Grafreinet 929, Kapogolas 1222, De Aar 1328, Molteno 625, Beaufort West 1228, Oos-London 1229. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.40, die euro verhandel teen R18.81, die pond kos R21.56, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,315, palladium per fyn ons is $1,782, silwer per fyn ons is $89.88, goud per fyn ons is $5,341, Brent olie per vat is $72.87. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag en week word verder vir almal toegewens.